Jy sit in die bank vol vanoggend. Right. Hammy? Ja? Gaan met jou? Goed, hoe was jou week? Ja, not bad hoor, not bad. Weer golf gespeel? Het jy geswem die week? Wag, het ek het 'n foto Ek moenie daai foto onthou. Daar's kinders wat na ons program kyk. Jy weet ek swem as ek by die huis is. Daai foto wat jy nou gekry het wat jy nou nie vir die mense gaan wys nie. Ek swem net kaal as ek by die huis is. Ek sal vir Henry gee, hy sal vir ons in edit nou. Henry, ons gaan die mense skaar. Met so blur. Hoor. Ons gaan hoor ek's harig, hè? Yes. Alright, maar nee, ons praat nie daaroor nie. Hammy, jy die honors. Kyk wie sit hier by ons. Ons heel mooiste vriend. Waarskynlik ons mees talentvolste vriend ook. Hallo Danny. Hammy, Rikus. Is jy opgewonde om hier te wees? Ek weet nie hoekom was ek nervous nie, want ek bedoel as mense dit doen soos wat julle beplan om dit te doen, laat mense net gesels, Ja. maar ek dink dan sal die program nommer 1 te lank word Ja. en nommer 2 sal dit baie gesensor moet word Nee. vir wat ons normaalweg oor praat. So ons gaan nou oor praat presies soos wat ons drie as ons op 'n jagtrip is. Praat. So dit gaan die eerste program wees wat Gaan julle die podcast op OnlyFans dan uitsit? So verbeel jou hier's 'n vuur. Verbeel jou hier brand 'n lekker vuurtjie om ons. Danny Smoke. Wat 'n unieke van. Ja. Ek meen het jy al 'n bietjie gaan krap? Ek ken baie min mense wat ek ken met die van Smoke. Het jy 'n bietjie jou stamboom gaan rondkrap al van waar is julle afkoms, julle oorsprong? Sweer, ek het eendag het ek het 'n gig gehad in PE, toe kom maar oom na my toe vra hy vir my maar as ek van die Smokes van een of ander area. So daar is actually Regtig? 'n familie met die van Smoke, maar dis nie Smoke soos rook nie. Ek weet dit is in Dis Tanzanië. SMAIK something. Dit was Maar so joune fun. is SMOKE, né? Ja. Op jou ID, nee. Op my ID is hy so hoorie, maar dit is eintlik so sad en funny. Want nou vra 'n juffrou nou die dag vir my een laaitie by die skool, wie's jou pa? En hy kry die nommer 1 skaam en hy sê nee, Danny. Ja. Sy sê nee, Danny wie? Nee, Danny Smoke. Nou sy van is obviously Rautenbach. So ek dink my kinders is al klaar deur mekaar, So maar jou laities dink klaar jy's 'n stiefpa. ja, eintlik, né? ja. Jy weet die Rautenbach pa weet hulle nie baie is. Hy het nooit opgedaag nie. Die Rautenbachs doen dit. Ja. Maar waar kom Smoke vandaan as ek mag vra? Nee, so ek het begin in die Afrikaanse musiekindustrie in 2007 en ek het begin vir Jack de Priester. Dis Ja. my eerste groot kunstenaar gewees wat ek voorgespeel het. Nou Jack de Priester is ook obviously nie Jack de Priester nie. Toe En sit- hy's ook nie 'n priester. Dis waar ek jou Ja. Ja. leer ken het met Bossie, hy het sulke lang hare gehad. Nee, ek het swart Sê jy? hare. Jy Ja, het swart ja. hare gehad. Ja, swart en toe op 'n stadium blond. Ek het soos 'n leeu gelyk. Die hy het op 'n tyd 'n meisond gelyk, sulke wit strepe ingehaat ek op. Maar was daai swart hare was dit jou eie hare wat jy 'n pruik aangehad het? Nee, dit was myne. Maar dit was jou Trots hare. myne gewees. Wel, ons gaan 'n foto gou net opbring om te wys vir die mense Dit hoe was het jy Rochelle Maar ek het obviously toe ek vir hom begin speel, toe sê ons het eendag by 'n restaurant hierso in Linwood gesit in Pretoria, Karoo Kafee. O ja, kom En ek het op daai stadium, soos wat julle nou kan onthou, ek het baie Lucky Strikes gerook. En toe sit hy so, toe sê hy vir my, jou naam is heeltemal te boring vir wie jy nou eintlik is. So was jy daai tyd Daniel Rautenbach. Daniel As hulle jou Rautenbach. voorgespel het Daniel Rautenbach. Daniel Rautenbach. Ja. Okay. En toe sê hy, maar ons moet vir jou 'n stage name kry. En toe sê ek, Danny is obviously die maklikste van Dani af. En toe dink ek, wat rym met Danny? Toe sê ek, wel, wat van Danny Dolphin? Nou hoe Toe sê hy, nee, dit het vir my lekker geklink. Danny Dolphin. Dolphin. En toe sê hy, nee. Ons moet aan iets anders dink. En toe sit ek obviously in rook so terwyl ons hierdie naam uitfigure. En toe sê Jak, wat van Danny Smoke?
En toe sê ek, okay, ja, Danny Smoke. En toe sê hy, ek sal dit nooit vergeet nie. Sê hy vir my, okay, van vandag af moet jy jouself heeltyd voorstel. As ons by enigiemand kom, dan stel jy jouself voor as Danny Smoke. Danny Smoke. Nou daai eerste initial deel as jy jouself voorstel, dan is jy ook so half skaam om nou te sê Danny Smoke, want jy kan sien die mense kyk ook so half eienaardig vir jou. Wat se naam is dit nou? Maar dit word dis 'n persona, maar dan word dit eintlik jou identiteit tot 'n mate. Ek kan onthou ek het Freddie Mercury se dokumentêr gekyk. En toe het hy dieselfde ding gesê wat hy net besluit het. Hy het op 'n dag besluit hy's Freddie Mercury. Hy's nie meer daai eienaardige Hy was so naam 'n nie. verskriklike naam, ja. Ja. Ek dink hy was Mohammed Isradin. Ja, so iets. Ja, hy het Ek bedoel dis is weird. Hy het mos gebul vir Pakistan. Maar dit is as jy dan daai persona inneem en ek sê nie dit is my identiteit nie, maar dan word dit tog maar wie jy is. So dit is weird as jou kinders nou sê nee, dis Danny en dit is nie eintlik Danny nie, maar dit is net maar wat my naam is. Jy weet, so dis waar dit vandaan kom. What a name. Wat ek dit vir jou sê. Ek kan jy nogal nie imagine met Danny Dolphin nie, though. Ek meen tensy jy soos wat ons nou gepraat het OnlyFans gedoen het. Daai sou meer 'n pornografiese naam. Ja, dit pas. Ja. Danny Dolphin. Ja. Ja. Nee, ek is bly ding het vir jou reg uitgewerk. Dankie Bos. Regtig. Danny, maar wat 'n paar ouens nie weet nie, net om 'n bietjie heeltemal terug te gooi. Jy's 'n Springslight nie. Ek meen ons al drie is nogal van redelike rowwe dorpe af. Dis waar die Smokes van Springs. Ja, dit was waar ons vandaan kom. Van Springs. Maar nog al die jare is jy gebore in Springs. So ek's in Bethel gebore en my pa het verskriklik rondgetrek. Ja. Die tyd wat ons saam met hom was. Ja, Maar ja. ek dink dis tweeledig. Dis eers toe hy en my ma nog getroud was, het hy kon nie 'n werk hou nie want hy het so gesyp aangekom by die werk en dan sê hy nee, Rikus, jy mag een of ander baas, Nee, ek lag het hoe hy dit nou doen, jy weet. een of ander baas is 'n drol, daai ou. Hy gaan nie meer vir daai ou werk. Met hom sy gefire want hulle het hom nou laat blaas by die werk en dan word hy Ja, nou ek hoor, afgedank. Dan moet ons weer wegtrek. So ek's in Bethel gebore. Rochelle, my oudste suster is in Newcastle gebore waar my familie eintlik Vandaan kom, Newcastle. Ja, Newcastle en my middelsuster Marlies is in Benoni gebore. Okay. So dis so ver uit mekaar uit, maar ons het letterlik in Newcastle, Benoni, Standerton Volksrus, Kinross, Ja. Evander. Ek bedoel alle plekke waar daar seker myne eintlik maar is, het ons gebly. Wow. Maar die langste in Springs. So my Okay. my memory as 'n kind is eintlik maar Springs. Ja. Bring gou Henry daai ding dat hy gou blaas. Ek meen daai borrel het vol hier aangekom. Kyk waar staan daai borrel. Ek het blaas ek daai jobkaart ook stamp toe ek hier ingestap Ja, maar Danny, het so het elke ou sy lewensstorie. Nee, is lekker. Is Ja. En weet jy mense is trots op jou hoe kan ek sê jou roots. Ja. Dit's lekker om te praat van waar jy kom. Maak nie saak van waar af jy kom, jy verstaan jy? Maar Ek dink vir my was dit as 'n kind was dit vir my moeilik. ja, Want kinders is mean. ja. Jy weet as jy 'n kind is op skool dan jy wil altyd vir jou ma sê laai my 4 blokke van die skool af, jy weet. Of jy probeer lieg. Ek het daai ding by jou. Ek kan onthou jy het een van my shows gekyk. Nou ek gooi dit nou rond want Rikus het my gecoach toe ek begin as 'n sanger oor dat ons van dieselfde background afkom as eers session musikante en toe word jy nou 'n sanger of 'n kunstenaar of wat ook al. En toe het hy een van my shows gekyk, toe sê hy vir my, "Jesus, dis regtig 'n goeie show, maar jy gaan moet met die mense praat." Want ek het fisies niks gesê nie. Ek het heeltyd gedink ek so op Madison Square Garden stap op en skree heeltyd vir hulle, "You like it." En dan gaan die band net en gaan te keer en toe sê hy vir my, "Jy gaan moet met die mense praat dat hulle kan sien wie jy is, want jy lyk al klaar so en aardig met jou oorbelle en jou tattoos en goed." Ek het nie dit gesê nie, hoor. Maar Maar ja, die res het ek. toe sê hy net vir my, "Vertel 'n bietjie vir hulle wie jy is." En toe die maklikste vir my is om eintlik van my roots te praat. Ja. En as 'n kind was ek skaam daaroor en nou is ek trots daarop. Want ek sê Natuurlijk. heeltyd in my show praat ek van om te sê as jy trots daarop raak om te weet waar jy vandaan kom.
dan gee dit jou tog jou wortel. Dit maak jou dan presies wie jy is. As jy kan sê, 100%, ja. dis waar ek vandaan kom, dit is my storie, dis my upbringing, dit is hoekom ek anders is as almal anders, maar ook dieselfde. Ek kan nie in my kop kry en daai wat ek vir jou daai dag gesê het, dis eintlik maar net eerlikheid. Ja. Ek kan nie in my kop kry dat jy in die musiekbedryf byvoorbeeld of in enige bedryf, maar kom sê nou maar, jy moet jouself verkoop aan mense. En as jy dit ek kan nie sien hoe kan jy dit doen as jy nie eerlik is. Dis die 100% As jy nie vir waarheid. mense, jy moet nie 'n ander persoon op stage wees as Ja. wat jy van die stage of is. Behalwe Ja. mens mag nou nie vloek en goed nie op stage, maar ek bedoel nou Vloek jy dit? nee, hy doen nie, maar ek gee nou net 'n voorbeeld. Ja. Maar jy moet mos dieselfde ou wees. Ja, ek dink dis 'n groot les vir my gewees. Nie net in my loopbaan nie, maar in my lewe. Want ek was eintlik deurmekaar. Ek sal nooit vergeet die Ernst Kleinhans by Selected vir my gesê jy's die deurmekaarse kunstenaar wat ek my hele lewe al ooit teëgekom het. Want ek probeer uitfigure, is ek nou 'n rock and roller? Is ek 'n popster? Waar pas ek eintlik in? En tussen wat hy vir my gesê het, want jy vir my gesê het, het daar iets vir my gesnap om net te wees soos, okay, jou naam kan Danny Smoke wees en jy kan so lyk, maar die moment as jy begin eerlik raak, dan gaan jy begin sien mense hulle kan daar's iets wat hulle mee kan relate. Ja. En wat se musiek like jy? En Sit dit uit. verstaan, Verstaan kry middeweg. daai ding. Verstaan, ek meen dis ou nou van jazz, ou mense gaan nou nie noodwendig van jazz nie, maar Niemand hou van jazz. maar verstaan wat ek sê. Kry iets wat flip en werk en Ja. Maar solank dit eerlik is. het daai baie te doen, daai confusion eers nie ingekom het met hoe jy groot geword het. Was dit nogal rowwe tye gewees in Springs se vir dae? my ek dink soos wat Rikus nou sê, en as ons die boeke moet oopvleg en jy gooi al jou kaarte op die tafel, dan dink ek as almal eerlik is, Ja. 100% eerlik, dan gaan jy agterkom elke huis het sy kruis Ja. en elke ou het 'n houweg ergens in sy lewe. My kinderdae was nie die maklikste nie. Ek bedoel ons was regtig 'n brandarm familie. Ek het in garages en karre groot geword meeste van my lewe. Maar dit het my tog gemaak wie ek is. Nou Ja. dis hoekom ek sê as 'n jong mens was dit vir my moeilik om eintlik my paadjie te vind van daar af, want ek het probeer iets wees wat ek nie is nie. Ek het heeltyd die fancy se karre probeer ry, dan want ek wil vir mense wys ek is iets. Maar wat maak 'n kar in anyway saak van dit maak nie iets van jou nie. Nee. Maar my kop het vir my gesê ek vir mense kan wys ek is suksesvol en ek het goed en ek het geld. En ek dink dis ouderdom, dis vriendskap, dis invloed wat jou dan verander om te sê, okay, well, nou is ek gemaklik om te sê dis presies wie ek is. Ek's gemaklik om te wees en as mense dan van my hou, great, as hulle dan ook nie van my hou nie, dan is dit ook so, Ja. want ek is ook nie harde kool brandewyn nie. Nee. Verstaan, jy sê dit. Wat s'daai gesegde wat jy sê? Wat is dit nou weer? Dink gou. Wat daar's so 'n klip van jou Die wat ergste is ek meen ek is jy kan nie almal gelukkig maak nie. Ek is nie brandewyn nie. Presies. Dis Dis waar. presies daai. So ja. Ek bedoel as hierdie podcast was laat ons moet en dis ook wat ek vir julle vooraf gevra het. Hoe ver kan ek gaan as dit moes gaan oor hoe eerlik ons kan wees, dan kan ek vir julle stories vertel wat ek vir julle op die jag al vertel het wat ons almal hier gaan sit en huil of ons gaan dink hoe ridiculous is dit tog? Maar ek vertel nie daai stories om Nee. pity te kry nie. Nee, Ek nee, vertel daai stories net om te vertel want ek het Dis jou storie. ja, dit is my storie. Ja. Ek's trots eintlik op die storie. Ja. Ja, natuurlik, ja. Jonge, mense kan gou dink, ag ja, hy het Hy nou shame. arm groot geword en hy het dit en hy soek net simpatie. Dit is so. Maar dit Ja, is ek's waar altyd wat jy bang sê. vir dit. Ja, nee wat. Maar Danny, ek meen jou om nou net oor jou pa te chat en jy sê dit het nogal rof gegaan, maar jou pa was 'n muser. Dis waar dit vandaan kom, jou liefde vir gitaar. Ja. En dis wat hy het jou leer gitaar speel. Ja, hy was 'n ambagsman. En ek dink dit is maar waar dit fout gegaan het met hom want daar's nie eintlik enigiemand anders in sy familie wat musikaal is nie. Soos 'n nabye 'n boetie of 'n pa of 'n oupa of iets. Nêrens van dit, maar hy het hierdie liefde gehad vir musiek en toe leer hy homself eintlik gitaar speel uit 'n boek. Hy het 'n boek by die PNA of CNA wat ook al gaan koop en toe leer hy homself na gitaar speel. Maar hy het in dansbands gespeel, in boeremusiekbands.
en hy het een LP gemaak wat hulle van Newcastle af, hy en sy band die Natal Taffies. Ja, ja. Nice. Het jy nog daai recording van daai? Daar's Kan hy dit ergens kry? 'n LP. Ek kan onthou daar was een keer een wat in toe my ma 'n kar gehad het agter in die venster gelê het, maar die son het hom so gebrand dat die LP so getrek het. Maar ek het nou die dag gesien het iemand dit op Sorry, YouTube ek gelaai. meen ek is net wat is 'n LP? 'n langspeelplaat. plaat. 'n langspeelplaat. Okay, daar's hy. Maar ja, dis wat hy gedoen het en so ons het groot geword met musiek in die huis. Ons het by sy danse, as hy nou in die dansband gespeel het, dan lê hy daar onder die tafel en slaap. Of jy probeer ook dans soos wat die groot mense dans. Ja. En Fight. fight, ja, dis waar ek ook geleer fight het. Maar ek dink dis maar ek dink musiek is 'n weird ding. Jy kry die gawe, Ja. jy word gebore met dit of jy word blootgestel aan dit. En ek dink met my, dis nie dat ek brag daaroor nie, ek dink dit is tweeledig. Ek dink ek is gebore met daai gawe. Ek dink Louise het dit vir my gegee. Want dis al wat ek wou doen van 'n klein laaitjie af. En dis al wat ons in ons huis gedoen het. Ek en albei my susters is musikaals wat julle nou ken, Rochelle, Ja. wat vir Rikus ook byspeel. Is baie musikaal, maar ons middelsuster het die beter keuse gemaak en 'n corporate job gevat. Maar Dis ook musikaal. ja, is baie musikaal. Maar dis al wat ek wou doen van 'n klein laaitjie af. En hy het my so 'n bietjie touwys gemaak op die gitaar. Maar oordat hy en my ma obviously geskei was, het ek maar op my eie aangegaan. Ja. En toe het ek eintlik 'n ander styl ontwikkel as wat ek dink wou gehad het ek moet, want hy wou gehad het ek moet net boere musiek en Dire Straits speel. Waar ek het toe ander goed begin luister. So toe op 'n stadium raak dit so 'n bietjie van 'n kompetisie tussen ons twee. Okay. Want toe kan ek nou vinniger as hy speel wat ook al, jy weet. Ja. So ek kon check hy like dit op 'n stadium baie nie, maar ja, dit is ek is dankbaar vir hom vir dit, Ja, natuurlik. jy weet. Nee, my ou vriend. Maar sal jy sê jy het 'n beter gitarist ook geraak as 'n ou nou so 'n bietjie moeiliker groot raak. Jy vind jouself al van die musiek ding en jy gaan sit en jy oefen, dis amper half jou veilige hawe, as ek dit so kan stel. Ja, ek het rugby op skool baie gelike. Ja. Maar ek kon vinnig besef ek is nie goed want ek moes 2 keer harder oefen as al die ander kinders om in die A-span te wees. Ja. En onthou ek was in Springs tegnies. Jy was so kort. Ja, ek was regtig baie ek bedoel ek is nou baie lank. Hoe lank maar is jy? Hoe lank is jy nou? Ek dink ek's 173 of Hey, 173. Dis lente Ek daar. bedoel- Hoor. Ek was so in start sien. Jy ben iets weet pas my hierso as hy langs my staan. Maar nee, ek het net geweet ek love dit en dit was vir my definitief 'n uitlatingsklep as ek dit so kan sê, maar ek bedoel ek's nie super emosioneel oor sulke goeders Nee. nie. Ek hou net daarvan. Ja. Wat ek ook besef het is ek's 'n goeie gitaarpleier, maar daar's beter gitaarpleiers. Verstaan? Maar dis eintlik 'n omvattende ding en dis hoekom ek bly is iemand soos Johan Foster het my gedruk om te begin sing. Ja. Want hy het vir my gesê, ja, ek dink daar steek dalk bietjie iets anders in jou weg as net 'n gitaarpleier. So dit groei. Ek het gedink ek gaan 'n rock and roll, ek gaan Ja. letterlik die wêreld toer Ja. as 'n rockstar. Maar op hierdie stadium is dit so, dit is net lyk net so klein bietjie anders. Ek wou ook nooit Afrikaanse musiek sing nie. Ja. Ek het dit nie geluister. Ek Ja. het op die koppie toe gegaan. Ek was vuil met daai lang hare en toe Jy raak was ek 'n lief ruk en eintlik. roller gewees. Ja, en ek het weer eens daai eerlikheid ding wat ek nie Wie is jy jy weet ek's nie eintlik ek wie ek is jy sweer ek het op 'n eintlik? stadium met ek net Engels gepraat. Ja. Dis daai Ek het rooiwyn gedrink. Ek Rikus sê haat jou- rooiwyn. Maar dis hoekom jy en Rikus in die begin glad nie vriende was, dis- want hy verstaan dit. dis daai rukkie wat ek en hy nie kon praat. Ek het vir hom gehou. Maar as hy nou met my praat dan Sê vir my Yes. good morning sê ek Rikus. jy sê nou. Jy het dit gesê, yes sir. Yes sir. Nee, dit was 'n ding. Maar weer daar kom dit terug. Wie is jy eintlik? Wie is ek Verstaan eintlik? jy? Bos, ek sweer ek gaan een keer gaan ek vir die heel eerste keer oor see. Nou het ek net soveel geld. En wat doen ek? Ek gaan in 'n CD shop in en ek koop 'n CD. By die band se naam was Tool. Ekskuus, dit is 'n jy Dis het net nou- 'n gevra wat 'n LP CD is so CD is 'n
So 'n ronde plat ding. Ja, ook hy het in musiek my opgedoen. golfie gehang in matriek voor op my dashboard Op die daarvoor, speeltjie. Ja. Ek koop met daai geld wat ek nou het. Koop ek 'n CD van 'n band met die naam Tool. Ja. Nou dit was so 'n heavy alternative band wat al my pelle geluister het toe ek in Pro Arte was. Okay. Maar ek het glad nie van Tool gehou nie. Maar nou koop ek hierdie CD om vir hulle te Jy wil nou wys. inpas. Ek het nou die CD gekoop. Ja. Ek kon vir my 'n oorlosie gekoop het. Ja. Verstaan? En sê vir hulle nee, ek luister nie Afrikaans musiek nie. En dis wat ek sê, iemand het my nou gevra, wat is die advies wat jy vir 'n jong kunstenaar of 'n jong sanger of iemand? Ja. Wees eerlik. Ja. Want die moment as jy 100% eerlik is, gaan iemand van jou hou. Want nou is ek ewe seker nee, ek luister toe en ek luister nie Afrikaanse musiek nie. Nou is ek op 'n stadium dat ek is so lief vir Afrikaanse musiek. Ek love ander musiek nog steeds. Maar ek is comfortable in dit en ek hou van die Afrikaanse musiekindustrie. Ek hou van die mense. Ek hou van die musiek wat ek's trots op die musiek wat ons uitsit. Ek Ja. voel dis 'n verskriklike gesonde industrie op hierdie stadium. Moerse competitive. Baie And competitive. it's a good thing. Which is a great Ja. thing. Maar dis vir my, ja, ek's trots op dit nou. Ja. Alright, nee, So, maar ek vat ek hom is mos ver. glad nie hoe kan ek sê competitive nie, maar toe leer Hammy my nou die dag ek moet bietjie wees toe wat hy daai gesegde vir my gesê van If you're not- if you ain't first you last. Ja. En toe ja. En hy's nou so kompeterend. Nou moet jy hom sien. Nee, Dis my nou 'n vriend. probleem vir my want ek bedoel ek's nog nie first nie. So dan's ek last. Ja, wees op hierdie stadium laaste, maar gee tyd. Danny, want jy's nou eers 23, né? Jy's vars in die Hoe kan dit bedryf, gaan? my vriend. Ja. Jy's nog nat agter die ore, maar die mooiste ding vir my wat ek nou al op 'n verhoog gesien het, is Mentjie van 'n Wesduis. nee, daar is dis vir my die mooiste prentjie as ek by 'n show is van Danny en ek sien jou sussie wat langs Oh jou my staan. word. Daar's vir my ek beloof nou vir jou, ek dink daar put my niks meer genot om julle twee en net julle twee, want julle twee show nou baie wat dit net julle twee is. Jy het Ja. baie keer 'n drummer by, maar baie keer ook nie. En dis vir my die specialste ding, dis vir my die spesiaalste ding dat jy en jou sussie Ja. die hele land, eintlik die wêreldtoer want julle was nou al saam oor see gewees, etc. Is dit nie vir jou die lekkerste ding om te kan doen wat jy nou doen saam met jou sussie? En jy skryf ook nou saam. Jy skryf wat ook nogal saam. nice Ja. is. Ja, vir my ek kan nie dink dat ek 'n beter pater gekry het nie. Dis regtig en daar's daai ding wat mense sê jou vrou moet jou beste pel wees en my vrou is my beste pel op ander plekke. Maar my suster omvattend Ja. is my beste pel in alles. Sy's my grootste fan wat regtig amazing is. Ja. En sy wil goed vir my op die pad makliker maak. En sy wil kyk hoe ver sy my kan help dat my karier. Dit is eintlik ek raak eintlik so bewoe as ek dit sê. Ja. Want vir iemand anders om soveel in iemand anders se lewe in te druk Ja. en dit is 100% onselfsugtig. Ja. Dis alles vir haar soos hoe goed kan my broer doen? Ja. En dan Mooi, om nee. saam met haar op stage te staan en dan sy nog so brilliant musikant. Is die lekkerste. As ons na die tyd dan as ek vir haar sê hoorie vanaand gaan ons gaan vasvat dan sy sê yes, Ja. let's Ja. go. Julle gaan lol. Dan Al is sy is op sy hoe moeg al nee, is sy en wat. sy's op een of ander massive dieet. Ja. Ander mense sal sê hoorie nee, dan sê sy nee, sy's op 'n dieet. As ek vir haar sê kom ons gooi, dan sê yes, let's go. Dan Ja. gaan ons. Jy weet, en dis met alles so, is dit net vir my so, dit is seker die grootste seëning wat ek al ontvang het is om so 'n partner te Kan ek hê jou sê op wat vir en my alles. eintlik daai prentjie wat mens daar sien op die verhoog is hoe Rochelle na jou kyk en hoe trots sy op jou is. Ja. Ek beloof ek dink dis die ding wat vir my eintlik die mooiste is. Sy worry nie of iemand vir haar kyk nie. Ja. Dis genuine Ja. die ding van Rochelle. Gaan nie oor haar nie. Sy Nee. sy Ja. doen net haar job wat sy moet doen en sy speel unbelievable bass, maar sy wil haar spotlight net op haar boetie. Ja, dis That's eintlik it. En wat 'n mooi eienskap. Ons almal leer iets daar, jy weet. Ja. Mense moet eintlik ja. Jesus, Rikus, as jy nie spyt jy het nie met haar getrou nie. Die grap is Lisa sit nou hier en kyk vir ons. So ek kan nou nie Ek meen en ons het net gepraat oor eerlikheid, maar nou kan ek nie. Nou kan ek nie eerlik wees. Nou moet jy jou mond eerder net hou. Ek hoor jou. Maar dis lekker soos jy nou sê, ek wens jou sissies kon op jou so trots wees soos wat
sy sussie op hom Hulle is so teleurgesteld in my. Hoorie, ek dink ek moet gou iets doen. Ja, ek dink Ek het nou 'n brainwife gekry. Ja. Ek dink doen dit. Gaan jy my gou verskoon? Ek gaan jou verskoon. Gaan kry onmiddellik daai. Ek en Danny gaan nog sit en klets hierso. So ons het vir jou 'n verrassing, Danny. Okay. Nou besef ek hoekom ek nervous was. Ja. Maar Hallo, welkom hier by die Auto vandag. Ek wil net vandag weer vir julle herinner, onthou 16 April 2025. Dis daai golfdag wat ons hou saam met Tyremar Hatfield. Gaan regtig vir 'n bitter goeie doel. Tiaan Diedriks met die Angel syndroom. So regtig elke sent ons daai dag maak, gaan net so na hulle toe. Asseblief kom wees deel van die dag. Boek 'n vuurbal, boek 'n natgat, van kuier Rikus tree op en gaan net 'n jol wees. So asseblief, kom maak 'n draai. Wees betrokke 16 April. Sien julle daar. ja, vir my dis dieselfde met as mens dink aan die entertainment industrie in die ek het sê heeltyd vir mense, ek het nie eintlik pelle in die musiekindustrie nie, want dit is 'n weird ding. Jy het nie eintlik pelle nie, maar ek voel regtig ek het pelle met jou en met Rikus. Ek sê dit nou regtig nie omdat ek op julle podcast sit nie, maar Nee, laat die mense ons elke jagtrip jag ons so. ja, Ons golf daar speel ons drie is heel eerste wat is en dan's daar 'n ekstra ene wat bykom. Ons het ons eie groep, die Pesies. ja. Jy weet. En nou Waarvoor staan die Pesies? hier kom 'n Wat is hierdie Mooi bak. Rikus? Kyk gou hier. Danny, kies een. Gibson of Martin? Jy kan een kies. Gaan met Martin, is 'n moer nice ou. Okay, Martin, ek sal die Martin vat. Is vir jou rectum, ag, 'n plektrum. Dankie. Maar nee, dit is net vir my is dit so jy weet Rikus was die heel eerste pro ou wat ek kon boek om 'n session vir my te doen. Juist vir die Jagtepriester album daar by Sean Manley se studio. Toe Rikus kom konsertina speel en pedal steel. Dis toe jy net daai bakkie van jou gerol het. Ja, Het julle dit geweet? feite en geite, interessante goed. Wat gaan julle ons mee So. bederf man, hè? Danny se roots het hy net te verduidelik. Hy het gedog hy's 'n rock and roller. Ja. Toe kom hy agter maar hy's eintlik 'n boeremusiekman. So ek sit hom nou op die spot. Hy gaan vir ons 'n stukkie boeremusiek op die gitaar lead. Okay. Ek sal 'n rhythm speel. Kom ons sit die mics net terug. Hammy, jy kan praat want ons mics gaan nou nie Ja. nou lekker opvang. Ek wil hom net so 'n bietjie. Gaan die gitaar hom optel. Hy sal. Daar's hy. Ja, daai's reg ou daar. Okay, gaan julle vir ons 'n boeremusiekie klap? Ja, ek klink Okay. mooi ook deur hierdie mic. Okay. Wat speel ons? Anything. Nee, dit is Maar kyk nou hier, laat die mense nou dis jou sien. probleem. En dis regtig nie gereheus nie. Okay. Wie vat die lead? Okay, Jy. Abos. Okay.
Manne! Ou Henry. Hoekom het jy nie vir my 'n gitaar gegee nie, Rikus? Waar was jou djembe? Wat is Jembi? Wat ek kan al die jare. Hoorie, ons gaan daai op 'n LP sit, hoor. Daai gat op 'n lang plaat, twak praat se Hoorie. eerste lang plaat. Hoe lekker my ou vriend. Ja, is maar lekker. Dis Bos. hom lekker. Maar boer- sien, daai is jou boeremusiek. roots, né? Nee? Waar is my roots? Ek sweer ek sit nou die aand nou werk ek aan 'n nuwe show. En nou het ek 'n boeremusiek ding gemaak, nou sit ek daar. Eers kry ek hoendervleis en na dit nou begin ek op my eie seker 11:30 uur. Nou sit ek en huil daar in my studio. Nou sê ek so raak ek so emosioneel want dit is vir my dis regtig my wortel en dis wat ek ken. Ja. En dit is obviously nostalgies vir my. Ja. Jy weet van my pa en my upbringing. Maar daar's iets vir my aan boeremusiek. Marie sê altyd as hy konsertina hoor, dan wil hy brandewyn drink. Ja wel. Maar Dan luister hy elke dag boeremusiek. daar's iets vir my aan boeremusiek en ek dink as dit in jou wortels en in jou are is dan kan jy dit nie anders help. Wie wat Skus man, ek wil net gou 'n bietjie oor myself praat. Nee, ek dink vir die lekkerste ding van boeremusiek is daar's baie jong mense by ons shows, veral na boerepompie en Harikolle, maar jonk, jy weet, Ja. hoërskool veral baie en laerskool. En vir al die hoërskoolkinders en studente, ek het so 'n boeremusiek section in my show wat ek die konsertina uithaal en speel ek nou net 'n proper boeremusiek liedjie Ja. op die konsertina. En hulle gesigte en na die tyd hoeveel mense vir my kom vra, ja, hulle wil konsertina speel Dis of amazing. whatever. En jy doen nou dieselfde by jou shows en dis vir my die heel lekkerste want dit moet nooit uitsterf nie. Verstaan jy wat ek sê? Dis so 'n deel van Suid-Afrika en Afrikaans is boeremusiek. Jy weet wat mense vergeet toe my pa nou nog jonger was. Toe hy op skool was boeremusiek was massive. Verstaan jy wat ek sê? Daar Ja, was dis amper nou soos Brendan Piper. ja, daar was sangers. Brendan Piper is die nuwe generasie se boeremusiek. Boeremusiek. Ja. Brendan Piper is die nuwe Nico van Rensburg. So daar gaan 'n lig Die af. son het nou Ek het gesak, gou dit kyk. begin Load reën nie. shedding hier by Ag, ons. dames en here, ons vra om verskoning. Kyk gou of hy by daai plak uit is, Henry. Ag, maar maak nie Ag, saak. ons gaan aan met Daar daai is hy. Dankie Henry. Dames en here, dis die lekker van die show. Sulke goed gaan gebeur. Ja, Ons gaan dit aan en dit is ons lekker. Wie jy nog toilet toe gegaan het of jy reg? ek het klaar gesit in stoei. Jy weet doek aan. Ek het weer gelukkig. Ek sit met 'n rash. Maar dis wat ek sê, jy moet ja, mag boeremusiek lank lewe. Bos, vir my is dit altyd so met jou, dan sê Rochelle vir my, julle was nou ergens heen. Dan sê sy vir my, dan sien sy jou op die vliegtuig. Dan het jy jou headphones op, dan luister hy boeremusiek op die vliegtuig. Sê jy? Dan neem Rochelle hom nou op. Sê sy, kyk wat doen Bossie weer. Hy luister vir jou, kyk hierso. Dan stuur jy nou vir my allerlei songs wat Ja, mense van ja, ja. vergeet en sê. En dit, ek ken eintlik niemand anders wat so lief is vir boeremusiek soos jy nie. Want ek bedoel, ek is lief vir dit, maar jy tramp my by verre. So ek wil eintlik vir die mense wat die program kyk vra, want ek stoei altyd met 'n ding. Ek wil so graag 'n boeremusiek album uitbring. Ja. Maar weet wat gebeur? Deesdae die musiek het so verander en is great wêreldwyd, maar veral nou hier, as daar nie woorde by is nie en iemand sing dit nie, is dit so half verstaan. As dit net ja. 'n instrument is wat speel. En die mense moet vir my sê, wil hulle so Hoorie. iets hê, wat gaan aan? Moet Maar ons dit kry doen? jy nie by jou shows die meeste en grootste cheer as jy net daai konsertina uitdruk Dis- en nie sing nie? Dis die joke. Maar niemand anders kan dit so goed doen soos jy dit doen nie. Ja, maar toe. Nee man, ag. Maar dit sê ek nou, dit is waar is jou daai sterkpunt? Okay, jy skryf amazing liedjies, jy sing amazing, jy speel amazing gitaar en 'n miljoen ander instrumente. Maar waar anders sien hulle 'n konsertina? Nee, dit is seker so. So ek bedoel daai Concertina Buddies album van jou en Ja, Henning en Jasper. ja. Ek het daai ding vrot geluister. Dis my een van die beste boeremusiek. Hoeveel CD's het julle verkoop daai? Nee, julle het net 2 vir Ek dink 5000. 5000. Dis Wow. Sleggie. nie bad nie. Ek bedoel dit se nou dubbel platinum gewees. Hoeveel het jy verkoop met Bruce Lee?
Ag, ekskuus tog. Ek het 'n totaal van 14 CD's verkoop per die Ja, hoorie. wat my ma 12 van gekoop het. CD's. Nou dink ek aan CD's. Toe ek my eerste album gedoen het. Toe sê Johan Foster, hoorie, maar dit is jou eerste album. Kom ons print vir jou CD's. Jy moet 'n CD hê. Is dit die tyd wat CD's nou so half bietjie Ja, toe het hy uitsterf? begin uitstel. Ja, ja. Nou Toe was daar print nog hy drukkers. hierdie CD vir my met daai jou lippe album. Die album se naam is eintlik Swaalkies, maar nou ek sweer ek sit nou nog met 'n klomp van daai goeders op want ek was te skaam om dit te verkoop aan mense. Nommer 1, want ek is te eenordig nou staan ek daar dan moet ek nou uitgaan Die met my CD's CD's verkoop. staan. En die helfte van die mense wat daar is weet nie wat is 'n CD. Ja, nou moet ek die CD nou sê ek vir Melissa, maar ek gaan nie hierdie CD's verkoop nie want ek bedoel wat met mense met dit doen? O ja. Jy doen So wat toe- ek in die strand gedoen het, jy hang dit van jou speeltjie af. So toe begin Ja. ek dit net weggee, maar nou is daar nog so 'n klomp ook wat ek toe ook my handtekening probeer oefen, is so verkrap want ek het net staan dit ek kan skaars skryf. So ek het ook met 'n goue koutjie. So een wat ek gaan koop het by die P&A, as jy so druk en kom al die ink so uit so iets. Maar nou as jy nou 'n handtekening sê Rautenbach of Smoke. Nee, Dit wat ek Smoke. vir die nee, ek het probeer oefen, maar ek skryf regtig baie lelik. So my handtekening verskil elke liewe keer. Ek Want ek hoor jou. konsentreer hoe om mooi en dan partykeer dan sien ek almal Dis anders doen dit hastig so nou, ja, vinnig, vinnig. dan doen ek dit Ja. ook so vinnig. Dan kan jy nie Jy sien. maak waar jy moet staan. eintlik net 'n kruisie maak en dan gat jy. Ek sien ook partykeer die disappointment in die mense as hulle my vra vir my handtekening. Want ek meen ek kon dit net ek dink hy laat ek kon dit net sowel self gedoen het. Ja. Ja, hulle sê ook ek het nie gevra vir 'n doktersvoorskrif nie. Jou handtekening gevra. Hoorie, ons kan nie klaar praat voor ons nie net vinnig oor 'n jagstorie Ag, of twee asseblief. praat nie, want ek meen ons Ja. drie jag elke liewe jaar saam en ek wil net sê die eerste keer wat ek saam met Danny gaan jag het was by op Pietseplaas waar ons gery het jy en Dewald Wasserval het nog saam gery. Ja. En ons stop op 'n tyd langs die pad, maar jy slat grondpad soontoe. Dis rowwe grondpad. En ons het met sê nou maar jou cruiser of een van jou groter voertuie gery. En toe Danny by ons stop hy met die kleinste en O, ja. platste Audi moontlik. Ja, so bloue. So blou. Dis so plat Rochelle se kar. Dis Rochelle. Dit is hom nou nog. Sy het hom nou. Dis En nou ek kon nie glo dat iemand by 'n jagtrip opdag met daai klein karretjie nie. En die beste van alles, hy het 'n kudu agter in daai ding gedruk. Ons ry terug. Nou is ons het redelik geskiet. Nou is daar nie plekkie. As ek nee, ons sal dit koerier. Nee, hy sal sommer laai. Ons sny daai kudu boude en blaaie. Hy laai hom in daai Audi. Audi A1. Ek dink 'n 3-deur. Dis die kleinste kar wat jy kry. daar was nog iets langs op die seat ook. Was dit sy Ek bout dink dit of was die blad kop. of kop of iets ja. Maar Maar anyway. hoorie maar, Maar Rochelle sê hy ding stink nou nog na kudu. Sy ry hom nou nog. ek kon nie. Dit was een van die Piet was nog so kwaad oor daai kudu want daai kudu was massief. Dit was Jy massive. het hom in die koppies geskiet, né? In die koppies geskiet. Ek bedoel toe ons hom afslag toe het hy oor die 200 kg. 200. Toe laai ek hom in daai Audi A1. Wie hoe gedrop was daai Audi toe? So gery. So, ja, dit was die kop langs hy het hom nog met safety belt vasgemaak ook. Maar anyway, nee, lekker tye. Daar's goeie jagstories wat ons kan vertel. Ou Dan het een aand koud gekry ook toe ons het net in die nag bietjie gaan ry, net 'n draai gery. Toe raak aan die slaap op die bonnet toe moes ek kom so vas. Mag ons daai Toe foto vra vir ek die mense hoekom lê jy op die bonnet te sê nee, hy kry koud die engine is lekker warm. Hou was kom so so. ou army voertuig. Dit was 'n Land Rover. Dit was 'n Land Rover. Ja. Dit was al by Dat is Loukie. nie Daar by gevat, Lou. Ou Lou. Hoorie manne, ons het wel 'n lekker jagtrippie wat nou voorlê, 'n lekker pa en seun jagtrip. Dis die waarop eerste een wat manne ons gaan. doen. Dis die eerste Ja. een van die jaar. Ja. Ja. Wat amazing eintlik is want nou dit word nou weer 'n ander ding Ja. om jou laities te kan vat en hulle te kan wys. En ek weet al die ma's is so nervous want dis nou die heel eerste keer wat die laities alleen saam met ons op so 'n trip gaan. Ja. Maar ons beplan nou soos met Olof ons ander pel wat ons wil hulle leer lantern bekruip en ons wil hulle Ja, leer ander goed, dit slag gaan nie so en seer oor die oor die jag nie. Ja. Ja. oor die jag nie en hulle is oud genoeg. Ek meen my Ja. laaite is nou 'n jaar en 'n half. Perfect size om te skiet. Om 'n 3006 te skiet. Perfect Gatte. size. En sy eerste bok is 'n eland. Ag gatte. Op 'n Nee, jaar en spot. 'n half. Nee, dis net lekker. Wie wat waar gaan die trip vir my eintlik is om regtig vir hulle
net in die natuur te hê vir 'n paar dae sonder selfoon, sein en sonder TV's en goed Ja. waarmee 'n ou nou maar groot word deesdae. Ja. En moet daar in die sand vuil word, verstaan jy wat ek sê? Is lekker. Ja, ek dink dis belangrik om dit te vir my. Dis nou my manier van hoe ek dit sien met seentjies. Ek dink die wêreld het so geraak. Daar is julle nou die ons wat julle by ons kuier nou, is hulle daar op 'n Xbox. Om besig om UFC te speel te kry. Hammy se laai team ons nagmerrie op pad huis. Hy's 'n horries gekry. Hy droom hoe slaan Adesanya hom in die gesig. Hy laai word met 'n horries wakker. Hy sê ek sweer in sy slaap, pappa, hy slaan my. So ons gaan nie klagte nie, dis Nee, dit is maar obviously my vrou raak kwaad vir my want as hulle alleen is saam met my dan van daai UFC game, hulle mag dit mos nou nie eintlik speel nie, maar ek bedoel dis nou net fight man. ja. Jy weet hulle moet bietjie Ek weet bloed dis hoe sien. ons groot geword het in die strand Ek het Rustenburg en UFC Springs. live in Springs. Hoorie, net gou op daai noot wat ons is amper klaar met dit. Net om gou terug. Jy mag jy daai storie vertel wat die laaitie jou geslaan het op die oog? Want jou ja, een ja, oog nee. het so 'n bietjie mos Ja, die minder een sig. people is mos kleiner as die ander een. Ja. Ja. Was in Springstack. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was dan het 7 en hy was dan het 6. So nou is ek nie meer die klein. Jy weet jy's nou nie meer die klein een nie. Ja, die junior nie. Jy's nou dan het 7 en ek sal nooit vergeet, dit was so in die begin van die jaar. Ons stap so verby en hy skouer my so op die stoep. En natuurlik wat gebeur? Jy haal jou tas af. Natuurlik. Dis hoe ons Was daar jou hare gedoen ook het. so lank daai? Nee, ek bedoel, my pa het heeltyd my hare afgeskeer want ek het omlope gekry die hele tyd. Want ek was 'n haker geweest. Ja. Maar daar trek ons weg en ons begin mekaar nou vasvat. Weld. Ons weld mekaar op die stoepe en hulle breek ons toe op en hy sê toe vir my, man, dis reg, Na skool. na skool agter die paviljoene. En so gaan dit verby vir maande lank wat hierdie fight nie gebeur nie. Ja. En die een dag toe het ek klaar rugby geoefen. Ons het in die swembad gespring en ek stap sommer so onder my hemp want nou sê jy mos nou jonk, Ja, daar's nie vet in jou lyfie, jy stap stap ek nou na my semi-huisie toe wat so naby in die skool is en hier kom hy aangestap met 2 van sy pelle. En hy sê maar Dis nou seker dis tyd. laat ons dans. Laat Maar ons daai dans. laaitie ek dog toe nou want nou sê ek so ek bedoel Is vir dit- my ek's 'n geleentheidsou. Ja. Verstaan, iets moet in die moment gebeur. My hoor. hele lewe is so. Ja. In die moment sal ek sal van 'n gebou afspring as dit vir my reg voel in die moment. As daar dan moet iets op my reg wees, maar Ek meen toe die fight nou uiteindelik gebeur toe jy na ander ja, gemoed. nee, Ja, ek is rustig. Ek bedoel ek het al die ou vergewe, nou moet ek boks. En hier staan hy en ek dink net by myself, okay, jy moet die eerste hou gooi, Ja. laat jy kan verseker want die ouetjie het so 'n kakebeen aan hom. O, 'n jawline. Hy is toe nou al 17 en staan aan 6 of iets, verstaan so. O, ek hoor jou. Ek weet, hier gaan ek pak Nee, slaap. hy werk al in 'n kroeg oor na. En ek vat die hou en ek swaai vir hom, maar hy maak dit so en toe hy so maak, toe stoot hy my op die oog. Maar hy slat my uit. Ek praat ek's uitgepaas. En soos wat ek wakker word, staan hy boor my. Hy sê, "Wil jy nog hê?" En ek Jy weet en jy ek kyk ook so terug toe hy met jou praat, maar jy lê op die grond. ja, en Ek toe wil nie meer nie, meneer. dis ek proper harsingskudding. Vir seker 3 maande wat ek hier by die skool was. Hy het my toe na die tyd het ek gesien want dit is maar wat hulle gedoen het. Hy het so 'n stukkie pyp so in sy hand gehou. Slat hy my met die pyp. spring. En toe vind ek uit hy kom eintlik uit 'n boksfamilie uit. So hy was 'n bokser. So hy's 'n getrainde laaitie. Ja, maar ek het toe pakslae gekry en ek dink eers in jou lewe, eers moet jy pakslae kry dat Ja, jy ek so 'n hoor jou. bietjie kan laat gaan. Ek was Ja. baie skaam kind. Ek was nooit wat s'ie woord arrogant of wat ook al nie. Ja. Maar ek het daai dag was ek 'n lewensles. gemoer. Jy het 'n lewensles my geleer. oog het so gehang en toe so die sig is net maar weird in die een oog. Het jy Maar- al weer die ou gesien na die tyd? Nee, Ek nog nooit nie. Ek dink ek sal nou nog koes vir hom as ek hom nou moet sien. Ja, ek gaan ook nie. Ja, ek gaan sommer nou vir daai ou sê jammer. Jammer, sorry. Jammer oor alles. Danny. Dankie julle. Dankie Ons man. moet hè. groet. Ja, sorry, ons het nou seker nie oor baie ander dinge Ons het gepraat wat julle maar dit is Nee, maar twakpraat. Dis tog waar dit gaan. ja. Ek wil nie heeltyd met jou praat oor wat gaan jy nou doen volgende, wat jou planne is. Ja, dit kan jy my nou vra. Ja man. Ja. Danny, Dankie julle. Ek dink dis baie cool wat julle hierso doen. Vir my podcasts
is tog om regtig eerlik te wees en as mense kan dan leer ken. Ek dink dis hoekom dit so gewild is. Dis omdat dit so gewild is teenoor mainstream media. 100%. Dis nie gefilter nie. 100%. Gee vir Danny sy geskenk. O ja, dis 'n Voordat- halwe bottel harde Danny, kool. nee, nie daai nie, omdat hy het nog nie iets gewen nie, so hy kry daai Guma van. Ek O, dankie. Hierso. Dis 'n grapie Danny. Kan hy? Maar hierso, jammer Danny. Daar's hy. So hy was vol vanoggend, ek weet nie wat het gebeur nie, maar dis joune. Dankie julle. Geniet hom. Lekker ding harde kool brandewyn natuurlik. Geen nie babbelas nie. Een van sy eienskappe. Hierdie ding het ek al so met julle gedrink Jy en het? ek bedoel ek is nie altyd 'n brandewyn-drinker nie. Ek drink maar meer whisky want dit gee minder babbelas, maar hierdie moet ek sê, Daar's hy. dit doen nie. So ek verkoop nou nie julle produk nie, maar ek verkoop hierdie produk want selfs vir 'n ou wat moet wegbly van brandewyn af, is hierdie nogals iets wat ek geniet. En weet jy hoekom gee hy nie babbelas nie? Ek het dit laasweek gesê. Hoekom? Hy het nie alkohol in nie. Ja. Geniet hom. So dis eintlik 'n bottel, dis 'n bottel iced tea. Geniet hom. Hoorie Danny, ons is baie Cheers. lief vir jou. Dankie dat jy hier kom kuier, Dankie hoor. vir julle. Hammy, voorreg. Nommer 2. Nou maar right. Ons sien julle later. Cheers.